Besef ons vir wie ons sing. Besef ons dat ons die lewende God aanbid, terwyl ons dit doen. Jesus Christus, wat gesterf het vir my en jou, wat hemel toe gegaan het, wat gaan voorberei het 'n plek vir my en jou, sodat ek en jy eendag saam met hom weer kan wees. Besef ons met wie ons te doen. Here, U is waardig. U is heilig, Here. You are holy, Lord. You are worthy, Lord. You are the King of Kings, the Lord of Lords. U is waardig om aanbid te word, Here. Ons loof U, Here, want daar is niemand soos U nie. Ons eer U, Here. Kom ons aanbid net 'n bietjie, mense. Oh, prys sy naam. Ek gaan nou uitroep op jou wat sy hart opreg is. Ek gaan uitroep op jou by die huis. En wanneer sy naam uitgeroep word, vlug demone. Jou koskaste raak reg. Maar hoor gou mooi. As jy die altaar van Satan behou in jou lewe en die drankbottel staan daar, dan kan ek uitroep soos ek wil. As die brandaltaar van Satan die sigarette daar is, kan ek uitroep soos ek wil. Jy wat nie rook en drink nie,
maar so trots is, jy kan nie jou hande vir God lig nie. Vir jou sal God ook hier deurkom. Hoor jy my? Vir in jou hande is deur God gemaak. As jy dink jy so oulik, jy kan nie jou hande lig nie. Vir God nie. Hoor wat ek jou nou sê. Vir jou sal die altaar van Satan, van trots en tradisie, ook nie deurkom nie. Ek vra jou nou, hierdie is heilige oomblikke. Nou gaan ek uitroep en God gaan dinge doen. Ek vra tel op julle hande. Ek vra dit. Daar by die huis. Adonai, jy Israel. Hoor mense, die Heilige Gees praat. Die Heilige Gees vra, tel op jou hand. Die Heilige Gees vra dat nie rooi is nie. Doen dit asseblief, ek pleit by jou. Hoor nou, Adonai, jy Israel. Die God van Israel. El-Ehem, the God of truth. Oh, hallelujah. El Shaddai. El-Emet, the God of truth. El Shaddai, the God of plenty. Ruach HaKodesh, the Holy Spirit. Yeshua Messiah, Jesus ons Messias. Ek roep uit voorspoed in Jesus. Ek roep uit deurbrake in jou gees in Jesus. Ek roep uit genesing in Jesus. Ek roep uit jy chains in Jesus. Ek roep uit God doen 'n wonderwerk vir jou in Jesus. Ek roep uit God raak jou finansies aan in Jesus. Ek roep uit nou kom dit, nou kom dit. Nou kom dit. As jy geluister het by die huis en toe ek sê steek op jou hand, God het net daai act gevra. Het al hierdie goed, kom dit nou op jou. Ek moet met alle respek sê, as jy God so min geag het en dit nie gedoen het nie, is dit gekanseleer op jou lewe. Hoor mooi, God vra iets wanneer die water roer. Wie is ek en jy dat dit so goed is en nie kan reageer nie? Hierdie hande het hy gemaak, hierdie voete het hy gemaak. Nog 'n laaste keer. Kom ons steek ons hande in die lug en ons aanbid hom. Holy is the Lamb. Sê holy is the Lamb. 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 Al sagter. Hoor gou as ek so aangaan, dan gaan dit nie, ek is nie kwaai nie, hoor gou mooi, dis goed dat die mense ook by die huis hoor, jy's nie kwaad nie, jy's nie kwaai, jy's ernstig. En wanneer predikers, party dink strooi uit, maar party operate by God se gees. En as 'n prediker iets sê, onthou jy toe Ananias en Safira doodgeslaan het, was dit voor mense gebeur, maar die Heilige Gees het deur Petrus hulle gewerk. Hoor julle? So ek wil julle net gou teach op dit. Wanneer iemand hiervoor sê, doen iets wat Bybels is. Wat Bybels is. Dan doen jy dit. Hande opsteek is Bybels. Julle het geweet? Psalm sê, steek op jou hande tot 'n aandoffer aan God. So dis 'n offer aan God as jy jou hande opsteek. As jy weier om dit te doen, laat ek die ding reguit stuit. Sê jy vir God, ek sal nie daai aandoffer gee nie. En veral na 'n prediker sê, nou is die tyd, aandoffertyd. Dan sê jy, ek sal dit nie gee nie. Dis wat ons sê. Ek wil met julle baie ernstig hieroor praat. Ons begin dit toe, skok het my, dat die worship, want ek sien in die aande, net 'n paartjies kom worship toe, en hier is die worship. Dit skok my, want ek is lanklaas hier, maar toe sien ek, hierdie span is natuurlik baie goed, dankie julle, baie uitstekend, dankie, dat julle vir hom Ottie ook met sy bronchitis geakkommodeer het, en ek stem saam, ons sê nie 'n aand voor die tyd nie, of die aand nie, ons moet daardie ding verslaan, van 'n halfuur voor iets gebeur, iets sê, ons is koningskinders, ons het,
Ek is self, omdat ons maar hier by mekaar is, swak op daai ding, jy raak al agteruit, maar hoor gou, jy is goed te luister by huis. Ons is rentmeesters van God. En as jy rentmeester is, en jy doen dit vir God, hoeveel jy te meer, nog beter nie. Ja, ek doen dit vir die Here. Hierdie advertensie stuur ek nou so uit. Ek doen dit vir die Here. Ek gaan dit doen, want dit is God wat ek dit voordoen. Ek praat nou niemand, dis nie uittrap hier, sessie nie. Ek het lanklaas, iemand vra gister om rooi is, ons jou nog nooit sien preek hierdie. So, dit is baie lang terug, verstaan jy wat ek bedoel? So, ek teach graag net vir jou, voordat Wally opkom. Omdat ons dit vir Jesus doen, as jy sê, worthy is the lamb, jy sê, jy's waardevol, jy die geleentheid, hoor gou mooi wil ek weer sê, die Bybel sê, dat goue bakke, het die engele in hulle hande, die woord van God sê dit. Nou hoor gou net om die goud vir jou te stuit. Daar was 'n vrou wat die hemel besoek het. Toe sy wakker word, toe ruk sy haar troupand en alles af. Toe sê sy hierdie goud walg haar. So was die goudstrate in die hemel. Ek wil julle net gou in dit invat. So die goue bakke is nie ons goud nie. Né? Dit is, God het ook besluit, ek gaan dit goud maak uit die hemel uit, nie koper nie, want daar loop mense rond op aarde, wat by die engele die koperbakke sal steel. Maar hoor gou mooi, moenie altyd vir Henry kyk, hy is oor dit, al hy is verby dit. Ok, julle is altyd op hom. Ok, luister nou. Nou kom hierdie engel. Imagine, julle moet hoor, kan God lieg? Kom ons kry net gou die prentjie. Hier was vanoggend engele, stem julle saam? Hier kom hulle met die goue bakke hier voor, tussen ons. Hulle kom staan voor elkeen, want God sê, elke gelowige wat bid, sy gebede word in 'n goue bak opgevang en voor God gesit met wierook, goddelike wierook. So hier die engel kom staan vanoggend voor jou. En wanneer jy sing, is dit aanbidding. En as jy so don't care gestaan het. Hoor hier, dit het gebeur vanoggend. En as jy so down daar by die huis, die engel het so kom staan, en hy moet opvlieg na God toe, en God kyk, en Pieter het niks aanbid nie. Inteendeel lê daar 'n klomp negatiewe goed in. Hoor julle wat ek sê? Daarom as ek sê, steek op, wie van my en jou, as ons, daar by die huis, as jy in 'n sitkamer sit, as ek TV kyk en die prediker sê, steek ek op in my sitkamer. Of ek besig is om braaivleis ook te hou. Want dis nou God se tyd. Dis nou God se tyd. En hoor gou mooi, as die Heilige Gees sê, Roy, sê dit. En die engel staan daar en hy sê, jy doen dit nie. Wat moet God van jou dink? Ek wil met julle regtig daaroor praat. Sing is aanbidding. En dan kry jy nou ongelukkig weer. En dit sal nou die ander op hamer. Hou op hamer op ander mense in die fout by die kerk en kyk na jouself. Hoor gou mooi. Nou sal hulle hamer. Ja, maar daar is 'n klomp valses. Yes. Wanneer kameras ook in, nie vanoggend nie, in plekke beweeg, het ek al gesien. Wanneer die kamera kom, dan staan hy fariseer net so. Ek het vanoggend 2 gesien. So met die kamera, hulle kyk eintlik as om Royce met die kamera. Jy's nie besig om God te aanbid nie, jy's besig om 'n afgod vir Nokia of vir Apple te aanbid. Dis die waarheid. Ek is nie kwaad, ek stuur julle, ek wil hê van nou af, voordat jy, weet julle wat doen ek? Nou nog, dan sal ek sê, Here, ek gaan nou my hande opsteek. Ek doen dit uit my hart uit, hoor. Ek connect net my hart met my hande. Want hoor gou mooi, partykeer kan jy ook maar net, ek het gekyk in kerke, steek mense op, laat die pastoor dit sien. Maar daar bestaan nêrens in die Bybel 'n woord wat sê, jy mag net in jou hart aanbid nie. Wys vir my daai skrif. Niemand hoef hier te weet, jy's verskriklik opreg, as jy nie jou liggaam gebruik nie, en net jou hart. Dit bestaan nie in die Bybel nie. So wat ek wil vanoggend sê, dit wat ek uitgespreek het, het nou na 'n goue bak gekom by elkeen.
en is op. Ek wil hê ons moet die werklikheid besef. Ons dink maar net, okay, ons gaan weer kerk toe. Ons gaan nie maar net weer kerk toe. Daar gebeur goed. Amen. Stefie, dankie dat jy so aanbid in daai plek van ons. Julle moet, so af en toe kom ek op jou TikToks af, en jy gooi hom, en ek like dit, want jy maak daar 'n altaar vir God. Nou, okay, ons moet seker praat, as jy 8 ure werk en jy aan worship 7,5 ure. Maar okay, dit kan ons later, nee, net 'n grapie. Ek gaan nou vir Wally oorgee. Maar ek wil van my kant af net sê, die regering, hoor mooi, die regering, en ek wil hê julle moet aansluit by Wave Movement, so blou ding, met 'n wave, 'n brander, want hy begin klein, alle brandertjies begin klein, maar het kan 'n groot brander raak. Watch out for hierdie brander, watch. Dis nie 'n politieke party nie, dis 'n Christen pressure group. Maar nou wil ek vanoggend vir julle sê, ons sit vanoggend waar die Christene al geverloor het, omdat daar nie 'n pressure group is nie. Hoor baie mooi vir my. Goeie Vrydag vier omtrent die meeste gelowe. Moslems, Christene, almal. Elkeen het net iets, tot die Pasa's. So, Goeie Vrydag sal die regering hou. Want dit is almal combined. Ek wil net nou iets doen. Daar waar hulle nou sit in die Temple of Heaven, president Xi en Trump, Elon Musk en almal nou, ek breek die vloeke oor hulle in Jesus naam. Want ek sien daai tempel is vir prosperity gebou in die 1400s. En hulle hou nou vergadering daar binne. Maar okay, ons breek dit in Jesus naam. Maar ons bid dat die Christene sal seëvier hieruit. Okay, nou wil ek net gou terugkom. Die hemelvaart was elke jaar het besighede toegemaak en skole toegemaak. Dankie vir die skole wat die stand maak en die dominee of die pastoor nog altyd op hemelvaart laat kom en dan het hulle diens. Ek dink amper dis beter. Hoor my? Uit 600 kinders dink ek sal miskien net 150 se ouers hulle kerk toegevat het. So ek wil amper sê, dankie regering, julle het veroorsaak by party skole dat ons 'n beter move het. Julle lees wat ek bedoel. Dit was altyd 'n vakansiedag, dis waar die probleem is. Nêrens 'n God se woord sê, jy sal hemelvaart herdenk. En jy sal 'n dag uitsonder en dis 'n Sabbat. God sê nie dit nie. Maar omdat ons hom so lief het, en as 'n ou kan Halloween dag vier, dan kan jy seker sy dae ook vier, ons Christene. 'n Christen vier nou nie Pampoendag nie. Nou, hoor nou mooi. So, toe kom die nuwe regering, die ANC regering, saam met al hulle vennote, en hulle stem hemelvaart uit. Jy kan nou gaan kyk in Namibië, hemelvaart word gehou vandag. Suid-Afrika nie. Dis nie 'n dag wat gerecogniseer word nie. Hoekom doen die regering dit? Want as jy sy opvaar kan wegvat, dan het hy mos nie bestaan nie. Hulle dink hulle kan dit so regkry, hulle gaan nie. So ons is nie 'n Christenland nie. En dit is die goedjies wat ons wil terugbring. Hierdie dag is belangriker as Kersfees en ander dae. Hierdie dag is verskriklik belangrik, want ons eer nie die dag nie, ons eer die een wat opgevaar het. En daarom wil ek vir julle vra om by Wave Movement aan te sluit. Dit begin klein, ek weet nog nie wat, ek bly bid. Die Here sê hou dit nog net 'n bediening, maar ek weet soos ek hier is, someday something will happen. Ek gaan net hiermee afsluit. Ek het nog altyd 'n begeerte en ek wil dit nou stuit op hierdie dag, dat ek kan terugblaai eendag. Ek het 'n begeerte, maar ek weet nie as dit God se begeerte ook nie.
As ek weet dit is syne ook, dan sal ek meer aandag daaraan gee. Maar omdat ek nog net dink dis myne, gee ek nie so baie aandag nie. Ek het 2 minute en dan vat jy oor. Ek wil die minister van polisie nog steeds word. Maar ek weet nie hoe nie, want ek gaan nie nou tans staan in 'n politieke party nie. So dis al hoe jy kan raak. So I don't know hoe dit gaan gebeur, en of dit in God se raadsplan is, weet ek nie. Maar terwyl ek nou sit in die Blue Water Wave, die Blue Wave Hotel, wat ons nie besef nie, ons bly in 'n huis, en toe ons die kompleks kyk, toe sê hulle vir ons, julle is in die Wave kompleks. Goed kan baie keer toevallig wees. Ons het 'n Wave movement gestart. Ons is in die Wave kompleks. Ek is bang vir te sê, dis nou bevestiging. Maar terwyl ons in die Blue Wave Hotel sit, waar 'n koffie R300, ek weet nie hoeveel kos, eers toe ons oopmaak, die menu, na ons gesê het, ons nooit die pastoor, toe sien ons eers die menu. Die pastoor kyk so, hy sê, moet jy op 'n ander plekkie, ons sê, nooit, sê hier trots kop in. Maar ek sê dan vir my manne, die pizzas lyk goed, want ek sien uit 'n ander prys. Maar okay, maar hoor hierso, terwyl ons in hierdie sit 'n pastoor wat nie eintlik baie van my afken nie voor my. En hy sê, wat wil jy regtig vir God geraak het? Ek sê die minister van polisie, want ek weet, ek het 'n plan in 6 maande, dat 'n mens kan klaarmaak en alles regmaak in Nederland. Hy sê, hier kom die salwing van God oor my, en is nie 'n kansvatter hierin. Die wat saam met my was, weet jy, is nie 'n kansvatter, is nie die ou wat net goedjies sê nie. En hy sê, Tjekkie, hoe kom die salwing oor my, en daai tyd kom die salwing oor my ook. Toe sê hy, kom ons stem gou saam. En toe hy dit doen, toe weet ek, God tel weer hierdie ding op. So ek weet nie wat gaan kom nie, ek wil dit net op kamera hê. As God in my tyd besluit, nee, dan is dit nee. Ek gaan nie nou 'n politieke party raadpleeg om dit moontlik te maak nie. Ek het net toevallig daarna is my aandag op iets gevestig. Name wil ek nie noem nie, maar vir 'n ou wat groot drukgroep het. En toe hy nou genader deur 'n politieke party om te staan vir die burgemeester in Tshwane. Toe sê ek, dit kan anderster ook werk. En ek sien dit nou eers. So, maar vergeet nou van my, vir jou wil ek sê. Wil jy nie 'n droom kry nie? Ek gaan nie op 60 sê, ek het nou klaar gedroom. Is nou verby. Nou wag ek net, laat ek my vrek val soos gister. Henry was ook by, tot Henry het hy gelag, hy het hom vrek geskrik. Ek het ook gedink ek is dood. En toe hulle sien ek is die dood, kyk daar. Toe hulle sien ek is die dood, en gisteraand bel hy man my en hy vra my om verskoning omdat hy gelag het, daar lag hy weer. Maar okay, kom sluit daar. Vir jou wil ek vra. Wil jy nie 'n droom kry nie? Wil jy nie vandag hier uitloop en net sê, God, ek wil 'n droom hê, en ek wil iets bereik, al kom jy net voor daai bereik, maar jy doen iets, totdat jy dit amper bereik of nie bereik nie. Maar moet net nie dood wees, en in die begrafplaas gaan lê, met 'n droom, wat jy nooit iets aan geprobeer het nie. Dieselfde Heilige Gees wat in Jesus was, het hom opgewek het, is in my en jou. Gaan ek en jy uitstap vandag, al is jy hoe stout nog, of goed, en sê ek het 'n droom. Gaan vra vir God 'n droom, en gaan doen dit. Moet net nie dat die droom, net jou gierigheid wil uitlig nie. Dat die droom God insluit. Baie dankie. Ek het nou baie tyd gevat, maar Dat is sy. Ek het my nou. Het jy nou? Right, Jason sit dit so bietjie harder aan. Thanks. Nog so 'n stukkie. Kan almal my hoor? Amazing. Alright. Almal het ons Bybelboek en pen hierso. So ek wil hê blaai vir my so lank na Johannes 14 toe, asseblief.
Johannes 14. Johannes is daar net na die maps in die Bybel. Dis 'n paar ouens wat nie weet dat daar maps in die Bybel is nie. Ek sien hoe hulle my kyk. Asai, Johannes 14. So jy net 'n oomblik dat almal daar sou kom. Asai. Right. Right, is almal daar. Is almal daar. Right. Ek lees myne uit die boodskap vertaling uit. So, sy so 'n bietjie verskil, don't stress. Maar ek hou van hoe hy hom stel. Hy sê, moenie dat hierdie dinge julle te veel ontstel nie. Julle vertrou mos op God, vertrou my ook. Skep moed. My Vader het 'n huis en daar is meer as genoeg plek vir julle almal. Ek gaan om vir julle plek reg te maak. Dink julle een oomblik, ek sou dit gesê het as dit nie so was nie. As ek alles vir julle reg gekry het, kom ek julle haal om by my te wees. Waar ek is, sal julle ook wees. Julle weet eintlik goed waarheen julle gaan. Waarheen ek gaan en hoe om daar te kom. Met alle respek, Here, sê Thomas, ons ken nie eens die adres waartoe jy gaan nie. Hoe op aarde sal ons daar kom en weet wat se pad om te vat? Jesus sê toe, laat ek dit so stel. Ek is die pad en my Vader die adres. Wie hierdie pad loop, kom by die ware lewe uit. As iemand 'n ander pad loop, sal hy nooit by my Vader uitkom nie. Ek wil eers vashou daarso. 'n ander pad beteken enige, al is dit ons ry, as ons, laat my dink, ons laai 4 varke, maar ons ry 'n ompad, ons draai die speedkops mis, ons ry 'n ompad om 'n dorp. Nou dit laat my dink aan dit, daai pad kan jou dalk weer by die pad uitbring om by School of Fire uit te kom, maar as jy by die Here 'n ander pad vat, dink jy kan jou vertroue sit, o Here, ek stres so bietjie, ek het weer 'n sigaret nodig. O Vader, ek stres so, ek het vrees in my lewe, want ek weet nie wat gaan môre gebeur nie. So ek moet maar 'n depressiepilletjie sluk om net die emosie te onderdruk. As jy enige ander pad vat, behalwe die pad wat die Here vir jou gee en sê, vertrou op my. Vers 1, ons het daar in vers 1 sê Jesus, vertrou op God, vertrou ook op my. Beteken dit op enige iets of iemand anders, of op 'n mens, of beteken dit solid direk op Jesus Christus vertrou ek? Sê gou, beteken dit ek kan my vertroue in enige iets anders sit behalwe Jesus Christus? Nee, great. So dit is die pad, sê hy. Die pad is om op Christus te vertrou. Wanneer ons op Christus vertrou, beteken dit ek kom weer by hom uit. Nie op iets anders nie. Nie op iets anders nie. Spreuke 3:5 is ons baie geneig om gou vinnige dagversie te skryf op. Dit sê, want dit sê, vertrou op die Here met jou hele insig en nie op 'n mens nie. Ons is vinnig om hom te skryf en ons almal ken hom, maar besef ons wat dit sê, totdat die druk kom, dan vertrou ek ewe skielik nie meer op Christus nie. Dan begin ek op mense vertrou, dan begin ek my oplossing soek by ander middele. Ons het 'n tyd bereik waar dit nie meer, en dit gaan nou aansluit waar jy nie meer kan op iets anders vertrou as God nie. As ons gaan kyk na alles wat in die wêreld gebeur, hy sê hierso, hy gaan om vir ons plek te berei, en daarna kom hy weer om ons te kom haal. In Matteus 24 gee hy vir ons die tekens wat gaan gebeur voordat hy ons kom haal.
En hy praat daar gaan wees oorloë en gerugte van oorloë. Sê gou vir my, is daar oorloë heiliglik in die wêreld? Is daar gerugte van oorloë in die wêreld? OK. Hy sê daar sal aardbewings wees. Is daar aardbewings reg oor die wêreld of nie? Alright. Is daar 'n toeneem in aardbewings in die wêreld heiliglik of nie? Alright. En hy sê daar, dit gaan alles meer word. Hy sê jy gaan gehaat word ter wille van die evangelie. Sien ons dit tans in die wêreld, dat die wat godvrugtig wil lewe, gehaat word tans, as gevolg van die woord van God, of sien ons dit nie? Alright, hy sê dis tekens wat volg. Is daar 'n toeneem daarin, of nie? Daar is. En hy verduidelik alles wat moet gebeur. En hy sê daar is een ding wat nog oor het. Dit is dat elke volk die naam Jesus Christus hoor. Hy sê nie elke persoon nie, hy sê elke volk die naam van Jesus Christus hoor. Hier is my vraag. Wanneer weet ek en jy klim die laaste sendeling van sy kanoe af en lei daai ouens na Jesus Christus toe? Alles raak al hoe meer. Elke teken, ek wil hê, gaan vat dit vandag. Gaan doen jouself 'n gunt, gaan lees Matteus 24 vandag. En dan gaan jy bietjie na die nuus toe en jy gaan kyk in die nuusberigte wat van daai goeters alles gebeur en wat nog nie. Ek sê vir jou, daar's een ding wat kort en dit is dat elke volk die naam van Jesus Christus hoor. Gaan toets dit. Moenie my net glo nie. Gaan toets dit. Gaan toets dit. Hy sê ek gaan maak vir jou plek reg en daarna kom ek weer en ek kom haal jou. Dink gou vir 'n oomblik by jouself. As hy sê hy kom haal jou en hy gee vir ons riglyne toe hy opgevaar het na die hemel toe, Matteus 28. Julle kan later blaai daarna toe of dit later skryf hom net so lank neer, Matteus 28. Ek wil gou vir 'n oomblik by vers 18 hier staan. Hy sê Jesus staan nader. En hy sê God het aan my al die mag gegee wat daar is. Niemand is magtiger as ek nie. Ek wil hê julle moet iets vir my doen. Jacques, as ek vir jou vra, Jacques, sal jy gou vir my die kombuis vee? Sal jy dit doen? OK. Ernest, as ek gou vir jou vra, Ernest, kan jy gou vir my TMP se stoele net lekker uitpak? Sal jy dit vir my doen? OK. Henry, as ek vir jou vra, hardloop gou vir my die plaas om, maak vir my seker al die duties is reg. Sal jy dit vir my doen? OK. Jesus sê, ek wil hê julle moet iets vir my doen. Die wêreld is nou julle sendingveld. Gaan oral na almal toe en daag hulle uit om sonder enige voorwaardes of verskonings my te volg. En as hulle bereid is om my met hulle hele lewe te volg, moet jy hulle doop op gesag van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Jesus direk vra, ek wil hê jy moet gaan na almal toe, alle volke, stamme, nasies, tale, en ek wil hê jy moet hulle leer van Christus, en ek wil hê jy moet hulle ook dan doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en om alles te onderhou wat ek julle geleer het. Wanneer laas, moenie my antwoord hê, wanneer laas het jy moeite gedoen om iemand na Christus toe te lei? Antwoord jouself, is jy besig om gehoorsaam te wees aan die opdrag van God of nie? Antwoord dit jouself. As jy ongehoorsaam is, dink jy regtig, jy gaan saam hemel toe? Of nie? Ons is nog nie eers by rook en drink en al daai tipe sondes nie. Ons is nie eers daar nie. As jy self nie besig is om siele te wen vir Christus nie, beteken dit jy is ongehoorsaam teenoor hom. Dink jy regtig jy gaan hemel toe? En as jy dit nie doen nie,
Dink baie mooi, kan jy regtig nog bekostig om te redeneer of rook nou reg is en of een wyntjie reg is of nie reg is of wat ook al nie? Kan jy regtig dit bekostig om daaroor te redeneer, maar jy's nie besig om evangelie te verkondig nie. Jy's nie besig om siele te wen nie. En ek wil eers begin daar om aan in te gaan in die hoeveelheid kerke wat in Suid-Afrika is en wat nie besig is om met sending nie. Wat nie besig is met evangelisasie nie. Ek wil hier uitlating maak, onsself doen dit nog steeds te min. En die Here wil hê ek en jy moet iets begin doen omtrent dit. Ons kan nie bekostig om langer nog vas te sit en te hou op een dingetjie nie. God wil groei sien. Hy sê, dra dan vrug wat by die bekering pas. Want as ek dan kom en ek sien die boom dra nie vrug nie, dan sal hy afgekap word en hy sal in die vuur gegooi word. Is gehoorsaamheid deel van die vrug? Ek vra weer, as jy ongehoorsaam is teenoor God, is jy regtig besig, as jy ongehoorsaam is aan God, is jy regtig bereid om daai kans te vat? Of jy werklik saam met die Here gaan of nie, wanneer hy ons kom haal. Maar dit help ook nie, ek en jy wag vir die dag dat hy ons kom haal, en ek sterf intussen nie. Daar val, ek hoor, ek weet nie, was nie by nie, maar ek hoor Royes het hom amper doodgeval. Ek weet nie wat daar gebeur het nie, maar iets, 'n simpel voorbeeld, iets so vinnig soos dit. En dit kan met enige een van ons wees, dit kan met enige een van ons gebeur, gaan jy regtig dan na Jesus toe of nie? Dink mooi dan, gaan jy regtig na Jesus toe of nie? Dit kan met enige van ons gebeur. Ek en François is nou die dag, ek en hy, ons is gou daar by die skougrond, ons groet 'n ou hier op die trekker, en ons gesels gou 'n bietjie met hom, en so aan die middag, nie eers 2 ure daarna, bel hulle vir François, sê, luister, die ou is so pas oorlede. Toe hy in 'n winkel gaan instap, hy op pad om iets te doen, bloedklont deur die hart en goeters en hy het gesterf. Ek en jy weet nie wanneer is dit die laaste. Ek en jy weet nie wanneer is hierdie wat as ek nou met Struis gesels of met whoever gesels, is hierdie wat ek gaan inplant in sy lewe, is dit die laaste ding wat hom net miskien kan draai, wat vir hom die ewige lewe kan beteken. Of is ek op pad om 'n vuil grappie te loop en vertel? En nou is my vraag volgende. Sê jy het nou daai vuil grap vertel, wat ook al. Dink jy regtig, jy gaan nie eendag vir God moet antwoord daaroor nie. Want ek en jy moet rekenskap gee oor elke ding wat ek en jy sê of doen teenoor iemand anders. Dit wat ek inplant in daai persoon, kon die ewige lewe vir daai ou beteken het. Want op daai oomblik kon hy dalk besluit het, Here, ek kies U nou, en ek wil U volg. Wanneer is dit te laat? Wanneer is dit te laat? Die Bybel sê, nouliks word die regverdige gered. 'n Man soos Paulus gaan net in die hemel in. Net. Ons praat van dieselfde man wat in Handelinge nou in hierdie stad doodgegooi word met klippe. Deur die Heilige Gees weer opgewek word uit die dood en in daai selfde stad ingaan en weer die evangelie loop verkondig. Ek en jy word skeef gekyk in die kerk en dan besluit ons om ons rug op die Here te draai. Dink jy regtig jy gaan dit maak hemel toe? Daar het 'n tyd gekom waar ek en jy nie net meer kan leef vir Christus nie. Ek en jy moet radikaal begin leef vir Christus. Royes vra nou die dag hierso. Hy staan en hy vra, wie hierso is bereid om te sterf vir Christus? En 'n klompie ouens lig hulle hande op. 'n Klompie ouens. Waarom is jy nie bereid om te lewe dan nou vir hom nie? Jy moet sien hoe daai ouens bleek raak. Net daai besefing. As jy's bereid om te sterf vir jou vriend, JP,
as iemand kom en hy kom val vir kooi aan, ek sal nou nie sê my nie, jy sal my dalk nou nie beskerm nie, maar vir kooi aan, sal jy iets doen om vir kooi te try help, of vir kooi te try beskerm? Alright, Theo, as iemand kom om vir Waldo te kom aanval, 'n vreemdeling hierso, sal jy kom en fight vir hom? Of gaan jy hom los? Roy sê los hom. Kooi, as iemand kom om vir Larice te try skade doen, sal jy iets try om, of at least fight of 'n baksteen gryp of iets, om haar te beskerm? Sal jy? Sal jy? Okay. Larice, nie vir kooi slat nie, maar as iemand vir kooi try, sal jy hom beskerm of net los? Okay. Jy sal iets doen. Jy sal fight. Waarom fight ek en jy nie vir Jesus, wat reeds sy lewe vir my en jou gegee het nie? Waarom? Waarom? Ons het 'n mental ding. Ek wil iets of iemand sien voor ek lief kan raak vir jou. My vriend, jy kan nie lief raak vir Jesus as dit nie hierdie ding is wat jy oopmaak in die oggend, en as dit nie hierdie ding is waarvoor jy leef nie. Hy sê jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, al jou krag, al jou verstand. As jy die oggend opstaan en die eerste ding waaraan jy dink is nie, Here, ek eer U, want U het my gespaar. As die eerste ding nie is wat jy dink, is aan Jesus nie, is ek en jy nie op die regte plek nie. Dit wat jou hart van vol is, loop jou mond van oor. Daai vuil grap of daai vloekwoord wat uitglip, beteken daar's ietsie wat nog vassit, wat besig is om oor te loop in jou lewe. Wat jou hart van vol is, loop jou mond van oor. En ek weet hier is nou nie hierdie great en baie mooi boodskap en wat nie, maar al kan ek net stir in jou om te begin, om tyd met Jesus te spandeer, dan het ek my doel bereik. That's it. Dis al wat God soek van my en jou. 'n Verhouding met hom. Maar vir 'n verhouding met hom moet ek hom seker leer ken. Hierdie is nie Tinder nie, jy gaan hoek nie op met 'n verhouding of try 'n verhouding met iets of iemand wat jy nie ken nie. God soek 'n verhouding met my en jou. Kom ek en jy begin werklik leef in 'n verhouding met Jesus Christus. Ons maak doodseker, Jesus, ek wil U lief hê met my hele hart, my hele siel, met al my krag, met my hele verstand. En as dit is 'n besluit wat jy wil maak vandag om te sê, Rolf, ek wil hê jy moet so lank vorentoe kom, vir my in die agtergrond begin speel. As dit is wat jy wil hê, Here, ek wil U lief hê met alles in my. Hier is ek vandag, Here, stuur my. Ongeag waarheen dit is, wil ek hê dat terwyl Rolf speel, dat jy sal vorentoe kom. Die Heilige Gees het beweeg vanoggend onder julle in worship. Daar's nie nog van vashou aan die dinge van die verlede nie. Paulus sê, ek maak my los van die dinge van die verlede en ek strek my nou uit na wat voor is, om die volkome roeping wat Jesus vir my het te bereik. Jy kan nie nog vaskyk aan die verlede nie. Al het jy dalk vanoggend 'n fout gemaak en jy dit bely, dis verby. Maar nou gaan ons nie aan om dit te doen nie. Psalm 19:14 bid Dawid, hy sê, Vader, bewaar my van moedswillige sonde, sodat ek kan onbestraflik wees en vry kan wees van groot oortreding. As jy wil sê vanoggend, Here, ek is klaar met die dinge van die verlede. Ek strek my nou uit na wat voor is. Ek wil my roeping hê wat U vir my gee. Ek gaan nie lank stil staan by elkeen nie. Ek wil jou salf. En ek wil hê Royes moet saam my bedien. Ek wil hê Royes moet van die ander kant af begin salf. Ek wil hê dat jy werklik oopmaak vir God. Nie nou dink en kyk wie's langs jou, voor jou, agter jou, wat ook al nie. Die is 'n verhouding. Die is tussen jou en die Here. Maar die dinge van die verlede is verby. As jy sê, Here, hier is ek, stuur my, wil ek hê jy moet vorentoe kom.
ek wil hê dat ons vir julle bid, maar jy moet weet, wanneer God jou dan stuur, kan ek en jy nie 'n Jona wees, as hy sê, gaan na Ninive toe, gaan na Noord-Korea toe, gaan na China toe, gaan waar ook al heen, kan ek en jy nie sê, Here, nee, nie ek nie. Ons kan nie dit dan sê nie. Dan gaan jy daar waar die Here wil hê jy moet wees. Daar is nie, Here, ek wil nog eers 'n kar hê, ek wil nog eers dit hê, ek wil nog eers dat en jy gebruik dit wat jy het. Jy het 'n foon in jou hand, jy het Facebook, jy begin preek, my vriend. Daar's nie tyd nog om stil te staan nie. Jy begin preek. Jy begin die boodskap bring. Ek staan hier voor vir my. Here, ons eer U. Jesaja het gesê, U het gevra, wie is daar wat sal uitgaan? Wie sal ek stuur? Jesaja het geantwoord, Here, en ons antwoord dit vandag, ek in kluis. Hier is ons, Here. Stuur ons in Jesus naam. In Jesus naam. Okay, jy moet dit bedoel. Dis nie maar net jy word gesalf nie. Daar by die huis, elkeen wat ek hier salf, kan jy sê, Here, ek is ook aan. Hier is ek, stuur my, dit moet jy bedoel. As jy dit bedoel, sal dit gebeur. Ek wil net een ding vertel. 4 weke terug, skakel 'n vrou. Sy lê op sterwe weens kanker. Sy het ook by ons gestudeer. Paar jaar terug, sy besigheid begin, ek het gesê, jy kan nie die bordelstoer ook begin nie. Daar was onmin, op die ou end bly ons maar stil. Om moeilikheid te vermy. Hierdie keer sê sy, kan jy vir my bid en alles wat in die plek staan, dat dit uitkom. Sy bely hierdie bordelstoer. Sy is na die hemel toe 3 dae terug. Net ingekom. 'n Bible College student wat 'n bordelstoer gaan oopmaak het. Net ingekom. Maar nooit die ander siele gebring nie. Waar gaan jy staan as God jou roep? Hier is mense, ek wil vir God gaan werk en net daarna, dat change hulle dit. Hier is mense wat sê, God sê, ons moet School of Fire toe kom. En dieselfde God sê net 'n paar weke daarna, nee, ons moet nie meer hierna toe kom, ons moet na 'n ander plek toe gaan. It is not my God that spoke to you. Want as God iets sê, dan sê hy dit. Okay. Is te veel wat sê God sê. En wanneer hulle in verhoudings is hier by School of Fire, dan lyk hulle om te sê die Here sê, ons is geroep. As hulle uit die verhouding uit is, dan het die Here nie geroep nie. Julle moet stop met die leenagtigheid. Julle moet stop met daardie nonsens. Maar nou gaan ek bid dat dit Johannes 8 vers 32 gebeur. Al het jy kom speel jy nou net met die salwing. Bid ek dat God jou gaan gryp. Dawid het nie gedink hy sal 'n koning word nie. Daar was nie 'n manier, hy sit onder 'n boom, hy vleit vir sy skape, hy vat hulle kraal toe elke aand. Hy het nie gedink hy gaan 'n koning raak. Samuel kom salf hom vir koning. Ek dink Dawid het gedink, hy, die rooierige kind, wat het die oom kom doen? Dawid was rooi. Wat het die oom kom doen? Lang daarna maak God 'n deur oop. Maar wanneer God 'n deur oop maak, is daar eers 'n geveg. Daar moes eers 'n Goliat kom. As ek wil die minister van polisie word, dan moet daar 'n Goliat kom. Okay. Nou, ek gaan nie by jou stil staan nie, ek salf jou net. Dis 'n saak met jou en die Here. Steek op jou hand en ek vra moenie half altyd opsteek nie. So ek is in oorwinning. Ek is in oorwinning. Oorwinning. Amen. Dankie. Ontvang dit van God in Jesus naam. En terwyl ek aan op lê, kanselleer ek elke bose uit in Jesus naam ook. In Jesus naam. In oorwinning in Jesus naam. In Jesus naam. In Jesus naam. As net seker goed. Gaan dit nou daar sê nie. Sal so as ek beweeg nog 'n paar goedjies sê.
As net 'n paar goedjies. Ek kan vir jou bid, God kan salwing gee. Toe maar, ons praat dit later. In Jesus naam, salwing. Salwing. 'n opregte hart seën God. In Jesus naam. Salwing. Salwing. Elke demoon wat hierdie kind se lewe steel, kanselleer ek jy uit en dryf jou uit in Jesus naam. En hierdie demoon wat deur hom die plekke merk op hierdie gebied. Ons Christene moet ook 'n bietjie wake up raak en nie net goed sê nie. Ons moet 'n slag die geestelike sien. Dit is iets wat my begin irriteer van werkers van God wat net teen die ding vaskyk en nie die oorsprong sien nie. As iemand loop 'n poef oral, dan merk die demone. En môre, het is die finansies, môre is die fout. Ons moet 'n bietjie die geestelike sien. God maak jou vry in Jesus naam. Die Here maak jou vry. Kom uit. Jou duiwel, ek beveel jou uit. Hierdie duiwel lag vir my, hoor gou mooi. Nee, ek kan niks sien hierdie. Want hy sê, die Suid-Afrikaanse wette het jou vas, jy kan my nie by die naam noem nie. Duiwel van homoseksualiteit, uit in Jesus naam. Uit! Uit! Die bloed van die Here is oor jou. Uit, sê ek bely dit, Here. Sê ek is jammer. En jy sê meer dit nie. Jy's skoon. Hoor jy? Jy's skoon. Vader, dankie, jy maak hom vry. Ek dryf hierdie duiwel weg. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Jy sal my nie keer, die duiwel. Ek dien God. In Jesus naam. Vrymaking. Vrymaking. Amen. Raak ernstig met God. Wiekie, jy gaan baie mooi aan. Regtig. Ek was gister so verbaas, het wys jou hoe lanklaas was ek hier. Toe jy vertel hoe lang terug jy opgehou, ek is trots op jou. Vader, raak haar aan in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Laat die krag nou oor haar kom. Laat die krag oor haar kom. Laat die krag oor haar kom. Dankie, Here. Enige duiwelse mag wat nog hier is. Lukas sê, ek sal op hulle trap. Staan weg julle. Staan weg. Lukas sê, ja, ek sal op slange en skorpioene trap. Ek doen Bybele goed. Sit my op die report se voorblad. Ons kort weer 'n bietjie advertensie. Maar ons doen Bybelse goed. Kyk gou. In die naam van die Here. Nou gaan ek die duiwel trap. Nie vir haar nie, die duiwel. In Jesus naam. In Jesus naam. In Jesus naam. In Jesus naam. Ons trap jou. En sy weigert nie voor God. En die Here doen 'n wonderwerk. Wiek, jy gaan uitstyg, brother. God sien ook die trane. Jy sal uitstyg. Staan op gou. Staan op. Okay. Wiek, steek jou aan op. Vandag het jy deurbrake, maar dit gaan nie oor die deurbrake nie. Jy het 'n begeerte om vir God te werk. Hou nog 'n bietjie uit. Jy gaan nie 3 jaar doen nie. Jy gaan baie kort en dan gaan God jou stuur. Ek weet nie waartoe nie. Of die hier is daar of waartoe nie, maar hy kom nou op jou. Is jy bereid om te gaan vir hom? Doen dit, Here, in Jesus naam. Doen dit in Jesus naam. Wie nog? Wie wil gaan? En wie wil maar bly? Kom, bring sommer 'n liter olie. Steek jou aan in lig. Die Here sê, kyk, ek maak alles nuut, sê God. Die ou dinge is verby. Hy sê, ek sien in die wildernis en in die woestyn spruite uitborrel. Borrel. Ja. Die Here wys, daar kom kleps op. Die duiwel wil kleps op die borrel sit. En dan sien ek, die duiwel kan nie. Hy kan net jou hand gebruik om die kleps op te sit. Ek sien dit nou. Ek sien in die woestyn, borrel het uit. En dan sien ek sulke ronde deksels. Maar hulle kry dit nie op nie. Maar jy kan hulle opsit. Vader, dankie, jy salf hom nou. En hier kom die krag van God kom oor jou vandag.
en dit spoel oor jou. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Wie nog? Mens druk nie voor 'n girl in nie. Het jy ook gekom? Kom staan nie. Steek jou aan in die lig. Auntie Mackie sê, sy like jou. Nee. Julle tweetjies gedra julle. Kyk my in die oë. Jy hou jou broek aan totdat jy trou. So ver sien ek julle gedra julle. Ek weet nie altyd nie. Ek sê, hoor jy my? Ja. Hoor jy my? Julle gaan nie laat die duiwel kom steel nie. Want daar het al baie woorde uitgegaan. Royes maakte op van hulle. Hulle gaan val. Julle gaan nie val nie. Julle gaan hierdie gesin wees wat God dien. Julle gaan my toestemming gee. Ek ook julle kinders kan pak gee. Okay, prys. Ek wil kooi se kind Stella, gaan vir hom looi. Vader, dankie. Kom, steek op Johan net. So halfhartige storie, kan ek nie vat nie. In Jesus naam. Sien julle toe die halfhartigheid weg is? Hop, dan gebeur het. Moet almal val, nie almal moet nie val nie. Party mense val hier omdat dit 'n demoon is. En die demoon moet uitgedryf word. Party mense is net onder die salwing, so Salomo sê, sy plek was. Hulle kon op hulle voete nie bly staan nie, want die heerlikheid van God. En party is Markus 9. En party staan, ek het nog nooit in my lewe geval nie. As ek magic, as ek dit nie, God besluit. Julle hoor wat ek sê. Moenie sê, hy het dit nog gekry, ek het dit nie gekry. Almal kry dit. Dankie Here. Rus hom toe. Rus hom op hierdie oomblik toe. Amen. Kom. Jy moet ook ekstra bid. Dankie Here. U sal vir nou. Jou haar vas in die hand. Amen. Gedra jou. Gedra jou. In Jesus naam, dankie Here. Ek sal jou aanblok na die diens. Maar jy en Puma was te irriterend na die aand. Toe blok ek julle 'n bietjie. Maar ek sal julle aanblok. Prys die Here. Maar ek hou van julle grappies. Ek het daai tyd net die tyd gehad nie. Hoor gou mooi. God wil jou vuur gee. Maar jy kom hardloop kort met 'n ding om dood te spuit. Hoor jy wat ek sê? Jy spuit dood. Sê Here, ek soek die vuur. Vandag wil ek dit hê. In Jesus naam, dankie Here. Laat die vuur kom op hom. Amen. Kry dit. Jy is nie 'n stuk hond nie. Jy's nie vuil goed sak nie. Jy loop nie agter ander aan nie. Jy doen wat God wil hê. En as iemand jou drop in die lewe, as jy nie soos 'n hond wat sterk tussen die bene terugkom nie, dien die Here. Steek jou aan op en laat jy vrykom. Here is uit 'n roeping. Laat dit gebeur in Jesus naam. Amen. Amen. Wie nog? Nee, wat? Staan nie. Haal gou sy brille af. So. Self ek frustrasie op die kamera. Prys die Here. Halleluja. Dankie Here. As ek hierdie man dop het hy gegroei. Jou insette sê die Here altyd van hom af kom, maar jy doen goed. Gaan voluit vir die Here. Dien hom. Dankie Here. Net U, Heilige Gees mag deur hom werk. Nie aan die Heilige Gees, kom weer hier. Net die Handelinge 2 en Handelinge 1. Jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor jou kom. Die Gees wat oor die waters gesweef, nie ander Heilige Gees nie. Die Hindus het ook 'n Heilige Gees. Ander het ook Heilige Geeste. Daar's baie geeste wat voordoen as die Heilige Gees. Ek kanselleer nou valse geeste uit, net die Heilige Gees in Jesus naam. Kom weer hier. In die naam van Jesus. Die Here wil 'n groot ding vir hierdie man doen. Hy gaan sê, so sê die Here. Ons moet net eers afsny wat nie daar moet wees nie. In Jesus naam, alle ander demone gaan weg nou in Jesus naam. Gaan weg. Net die Heilige Gees.
Doop hom met die Heilige Gees en met vuur, Jesus. Jesus is die doper, nie rooi strous nie. Jesus. Kola yatabasitu. Dankie Here, dankie Here. Amen. Kom hier. Staan hier. Before I pray for you, I got a message for you. And the message say, go to BCI. Do you think that is a message from the Lord? Do you think it is a message from the Lord? No, that was not the message from the Lord. It was a message from me. Okay, don't worry about that. Okay, let me concentrate now. This man come here as an atheist. No, more than that, an acadist. He was more a Satanist. Can you remember there was 3 of them? Can you remember when they come here? They go and build altars here. Can you remember? How long ago was that? A year. They built altars and worship Satan. What is her name? No. And the other one? Gert. Someone, and he contacted me last week, go mad. Hy sê, right nou. Hoor gou, onthou julle dit nog? Ja. Vandag is hy lief vir Jesus. En dit wat julle gehoor het deur die week, hy kry nie straf daarvoor, hy het iets verkeerd gedoen nie. Hy het nie verkeerd opgetree nie. Dis 'n duiwel wat deur hom gemanifesteer het. Toe hy heel op sy eie is. Maar ons gaan die duiwel nou uitdryf van Jesus nou. As hy nie al uit is, julle het al gewerk met hom. Maar hoor wat het gebeur. Iemand net hier buite het 'n lesing sit te kyk oor duiwel uitdrywing. Samuel moes nie doen wat hy gedoen het nie. Om 'n skelmfoon te stel met 'n kamera nie. En ons gaan nie sulke goed weer doen nie. Maar laat ek hierdie keer sê, God kan partykeer iets laat veroorsaak. So Samuel, hierdie keer het jy vir die Here geluister. Dis kwaai om te onthou, dit te glo, maar okay. En toe kon ons dit sien. So ons het hom nie ontbloot nie. Ek het vir hom gesê, anders ook, hy is nie skuldig nie, ons is hier om hom te help. Nou, daai duiwel wat deur jou manifesteer, sê Here Jesus, sê Lord, set me free please. And let I be free indeed. And let me be free indeed. Ja, jy gedink ek het so Engels praat. Okay. Sê Here, ek is jammer. I'm sorry I'm sorry about everything. about everything. Elke demoniese ding sny ons nou af. Hier is 'n pragtige man van God al. Hy gaan goed aan. Ek is opgewonde oor hom, waar hy trek. Hier is 'n voorbeeld wat 'n man ingekom het. Hy's vol demone, hy het nie geweet hy's 'n satanist nie. Hy's hierdie watse goedjies, elemasie, goeters en gemors gewees. En kom die Here in change sy lewe. Maar nou vat die Here dit verder. Jy's pragtig in die Here. En nou gaan ons daai duiwels uitdryf. In die naam van Jesus. In the name of Jesus. Duiwel man, jy verstaan alle tale, gaan uit in Jesus naam. Uit! In die naam van Jesus. Julle los hom nou uit. En Here, ek bid oor hom. As hierdie demoon terugkom, laat hy die helse pyne sal ondervind. Hy's pragtig. Sy naam is in die boek van die lewe. Maar hy demone se naam is nie. Julle sê with me, out of my life. In Jesus name. Dankie Here, U raak hom aan. Dankie Here. Salwing is op hom. Kom, ons moet nog klaar maak. Ons moet klaar maak. Is nie jy nie, it's not you. You are not bad. You hear me? You must go for your eyes upon the Lord. Amen. Thank you, Lord. Set him free in Jesus' name. Set him free, set him free, set him free. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. The blood. Let me show you the power of his blood. Bokbloed kan niks doen nie, skaapbloed kan niks doen nie, krokodilbloed kan niks doen nie. Shangomas, jy gaan hier kyk. Blood can do nothing, but there is one blood. The blood of the Son of God.
the blood of Jesus, the blood of Yeshua Messiah. That blood got power in Jesus' name. In Jesus' name. And the blood is all over you in Jesus' name. Amen. Amen. Can we close? Are you going to Australia? Sit there. Ek is een spesifieke ding wat opgewet is vrees en overthinking. Ek doen dit baie. En ek gaan so tussen die lyne bid. Okay, so jy hoef nie te vrees nie. Steek jou hande in die lug. Sê ek bely vrees Ek bely vrees. en dankie Here En dankie Here vir die persent wat U vandag vir my gee. vir die persent wat U vandag vir my gee. Amen. Maar jy moet daai persent gaan oopmaak. As iemand vir jou persent gee, moet jy hom oopmaak. Amen. So jy gaan sit vandag op jou bed, so. En hulle lag, dan maak jy oop. En hy gee dit vir jou. Vader, gee haar die persent, U weet wat dit is. Dankie Here. En laat die vrees weg is in Jesus naam. Vrees uit in Jesus naam. Uit in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Luister, binnekort moet jy preek. So you must, hoekom praat ek Engels met jou? Jy moet gaan na die Here toe en jy moet alles besluite neem. Sorry. Jy moet besluite neem. Want God gaan jou gebruik om te preek. En God wil hê jy moet ooploop. Want daar's kinders daar en daar wat moet hoor en hulle moet deur jou storie verander. So jy begin van vandag af bid. Amen. Hierdie gaan Suid-Afrika aanraak. Amen. Thank you, Thandi Malema. God bless you. Okay. Kom ons. Is ons klaar? Waar is daai handdoek? Buig ook al vir my. Goed so. Wally! Ek kyk daar en ek raak so trots. Ek raak so trots. As ek dink waar het hy gekom, hoe baie keer moes ek vir hom gesê het, vat jou goedjies, gaan daar aard toe. Ek het, vrou, ek het dag 1 vir hom gesê, die tweede keer dag 1. Toe sê ek vir hom, laat jy sleep. Laat jou voete raas. Ek gaan nou iets sê, die linkerhand moet nie weet wat die regterhand doen nie, maar ek gaan dit sê. Maar nie wat jy sê nie. Ek wil vir Wally oor een ding dankie sê. En julle is almal so, personeel. Maar ek wil dit noem. Hy is nie net 'n sendeling wat daar staan en wag om te ontvang nie. Ek het hom hierdie week, weet jy hoe voel dit, ek moes nou al vir 2 personeellede sê, ek dink julle moet nou stadig met julle gede ry. Ek weet nie waar kom ek daar nie. Want jy kan nie eintlik vir iemand sê jy moet stadig nie. Want hoe meer hy sê, hoe meer kry hy. You can never outgive God. Maar hier is 2 wat nou die so gegee het, dat ek raak bekommerd. En ek weet, die een het sommer vir my reguit gesê, wat se nonsens kom jy nou mee uit? Ek ken jou nie so nie. Ok. Hierdie ou weer op hierdie pad. Ek het gery. Ja, ek weet jy nou het op Facebook gesê, moet ek lekker met die woorde speel, want hulle soek iets. Ry jy met 'n band wat glad is? Yes, ek moenie, maar ek ry liewerster met 'n band wat glad is en ek gaan preek, as wat ek op my agterend by die huis sit met my kar vol mooi bande en niks doen nie. Ek weet dis verkeerd. En ek weet ek kan hom al hier opgesit het. Want God voorsien. Hy wag nie aan die einde nie. Maar hierdie band, toe daar onder kom, toe kom ons agter, die spaarwiel het ook nie wind in nie. Voel dit vir my soos in die ou dae met die rooi kar. Maar stop by 'n garage, ons word eintlik gedwing om daar te stop terwyl dit so kwaai reën, op pad kerk toe. En toe hulle stop met al hierdie reën, toe sê die pedaljog, kyk, hoe borrel hy. Hy roep my, hy sê, hy borrel, ek sê, laat hy borrel. Kom ons ry maar net vanaf kerk toe. Dan sien hulle hom daar by die kerk, ons stamp af, wil miskien koop jy 'n band. Wat ek toe nie weet, die sponsor is eintlik by my. En hulle druk 'n snotstok in.
Toe hy hom uittrek, toe, ek sê vir daai man, nou het jy die gat net groter gemaak. Nou het ek hulle geëvangeliseer. Ek het sommer vir hulle hout uitgedeel vir die petroljoggies. Ja, mens moet net iets gee. As jy nie iets het by jou nie, gee net. Wat jy het, deel net uit. En weet jy wat? Hulle sit 'n tweede een in en toe sy lekker toe. Hy gaan nêrens. Toe kom en ek sê vir Karen dankie. En kyk, hy vrou het ek ook al geskel. En dis sy ma. Want ek het vir haar gesê, vat hierdie ou en sleep net hier by ons. Ek belei so 'n bietjie my goed ook. Toe kom vertel hy my mos daai tyd, toe ek vra, wat wil jy hier kom maak? So met 'n sagte stemmetjie. Oom, ek wil School of Fire oorvat. Toe smaak het ek druk die vuis van my deur sy gesig. Ek praat die waarheid. Julle wat my wil verkeerd verstaan verkeerd. Julle is my so heilig, o jene. Maar oké. Hy het School of Fire oorgevat. Hy ran hom al 5 jaar as die hoof. En die ergste is, daar's baie dae wat ek moet vra, Wally, mag ek? Wally, mag ek nou met hulle praat? Wally, mag ek? Ek is eers mensjatsie! Ja, maar ek like dit, as iemand so oorvat. Ek like dit. Net die groot kop kry nie. Baie dankie vir die 2 bande. Ek kom, ons stop. Sy broer Christo gooi vir ons. Dankie Christo. 'n tank diesel, deesdae om te sê jy gooi 'n tank diesel. Ek dink hy was R2.500. Is nog hier leegie. Ja. R2.500. Die R2.200 gegooi. Ek het op brandvlei, is dit brandvlei. Toe gooi is weer R2.300 of iets. Net van hier op brandvlei toe. Dis wat jy betaal. Groot ding toe en terug. Dis hoekom ek het gister uitgewerk het. Is nie 'n grappie. Van daar af dank ek die Here, gooi Christo en toe gooi Andres, dankie, vir ons hier in Appington. Maar, ek sê vir jou dankie, hy moet 'n band opsit, van nou stuur ek jou altyd om bande op te sit. Toe hy die band opsit, sy ma stuur geld, toe sien ek vra, hoekom kos hierdie goed oor die R5.000, 'n band? Ja, hy weet ook nie. Maar wat jy met 'n ou iemand wurg? Maar nou is dit ook nie my geld nie, so kan nie. Toe hoor ek net 2 bande is opgesit. So ek sê maar net, ek het 2 nuwe agterbande, my 2 nuwes is nog voor alright, en ek het 'n spaarwiel wat werk. So Wally, baie dankie dat jy te School of Fire oorgevat het, lyk vir my jy py lekker hier. Dat jy so kan bande koop, prys die Here. Ag, ons moet net so 'n bietjie van mekaar vertel, dis baie keer goed. Hy vertel dit, ek vertel dit. Dat ons net so 'n bietjie hoor. Ek sit daar agter en ek kyk hom so en ek dink, joh, al was dit net die moeite werd om School of Fire te gehad het, om deel op te gelei het. Maar ek weet daar's daarom anders ook. Ek wil afsluit by toekomstige pastoor EC Klou, kom gou hier. Hy het nog nie 'n klou vanoggend dat hy 'n pastoor raak nie. Maar kom ons staan hier. O ja! Hy sit in hierdie PPK kerk in Mamasbury. En die pastoor kom en hy sê, EC, neem vir ons die kollekte op. Ek sê, pastor, ek is so bly, dat sê Henry, wat saamgekom het. Henry, ons spot net, hoor jy? Jy is nie meer so nie. Vicky, hoekom sal jy so vir hom opkom? Maar ons sal later daaroor praat. EC, hou nou vast toe. Hier's manne wat sê, ag, Roy het van niet saamgevat, hy sal maar weer begin. Jy moet weet, Roy sal jou weer vat, as jy begin rook. Maar nie mamas maar niet. Het kan miskien net die ander kant wees. Asseblief, hierdie man het salwing, hy beweeg onder die krag van God. Mense, hierdie ou, die Here ag hom so hoog. Dink julle Wally is gesalf? Die Here ag hom so hoog dat hy 'n dubbelbed met Wally mag deel.
Want daar is die ander nie. Maar toe gaan lê Wally dadelik, hy trust hom en toe gaan lê hy op die bank. OK, sluit jy vir ons af. Ek het gehoor Wally sê in die aand, die nekse. Maar OK, Jessie, hoeveel dae is jy af van die rook? 7. Moenie proenie. Ek het hierdie ou saamgevat, hoekom? Ek het hierdie ou, omdat ek weet, hy's 'n leiers ou. Hy moet nou vrykom. Maar as hy nou weer nie luister, kan ek, dan is dit nou verby. Dan gaan hy nou nie aan mekaar see toe gaan. Hy het vir Robben Eiland gesien, waar ons gebly het. There is your other destiny, if you don't listen. Vat daai 2. Jy gaan nie net afsluit nie, jy 2 minute sê iets van die Here. OK, ek wil net sê op die uitreiking het ek baie nader aan die Here gekom. Praat harder, lekker naby. Ja, die Here is wonderlik, hy doen baie goed vir ons. En ons moet net by hom staan, dan sal daar wonderwerke gebeur in ons lewe. So, ja. OK, ek gaan nog afsluit. Here, dankie dat ons almal vandag hier by mekaar kan kom. Dankie vir die boodskap wat ons ontvang het, Here. Here, help ons ook so dat ons net beter sal lewe en vir U sal lewe en meer U naam sal verkondig, Here. Dankie vir alles. Ek bid dit in U heilige naam. Amen. Wine can't satisfy the thirst within my soul.